Ons gaan nou uit die Bybel lees, uit die boek Matteus, soos jy gesien het. Matteus 6, né? Goed, dit gaan hier om die gebed wat Jesus ons daar leer. En ons gaan nou vanmôre 'n bietjie kyk na hierdie gebed. En ek hoop dit gaan ons lewens verander, want daar's baie dimensies hierin wat nie in ons taal werklik mooi duidelik is nie. So, ons lees dit nou, maar ek gaan dit stap vir stap oorbehandel in die Arameese taal. Hy sê, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mens hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mens hulle oortreding nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Nou ja, mag dit vasslaan in elke hart wat hierna luister, dat ons met God te doen het in die lewe. So die Onse Vader, soos ons dit hier het, is die, soos hulle het noem, die modelgebed van Jesus. Dis 'n voorbeeld van 'n gebed wat hy nagelaat het vir ons om te bid. En hierdie gebed is 'n bloudruk van die inhoud van gebed wat ons kan bid. Dit is nie te sê ons moet elke keer hierdie gebed bid nie, maar die elemente van hierdie gebed moet in ons gebede teenwoordig wees. Eerstens om God te verheerlik en so meer, maar ons sal daarby kom. Die Onse Vader is geskryf in Afrikaans en al die tale wat hy mag ingeskrywe wees. En dit lei 'n mens in hierdie vertalings tot 'n onbetrokke benadering. Nou die rede sal ek vir u wys. Ons is geleer dat dit in hierdie gebed gaan om ons wil, om ons behoeftes, dat God moet voorsien in alles. Dis soos 'n versoeke gebed. Dis hoe dit hier voorkom. Ons moet al ons versoeke na God te bring, dat hy kan gee, dat hy kan doen wat ons nodig het. So dit laat ons totaal onbetrokke en aan die ontvangskant al die tyd. Ons moet ontvang, God moet gee. En ons sit aan die ontvangskant. Dit laat ons totaal onbetrokke. So as ons môre die regte inhoud leer, gaan dit omswaai, radikaal omswaai. Waar kom dit vandaan? Daar was 'n ou gewees, Karl Barth, 'n Sweedse teoloog. Hy het boeke geskryf, hy het teologie gestudeer. Hy beskryf God as die gans andere. God is daar bo, daar ver, basies onbetrokke, afsydig, een kant, kyk daar van bo af na die mensdom. En ek weet nie hoe kan so mens lewe nie, maar hy het gelewe. So word dit vir baie wat hierdie gebed verkeerd verstaan. God is daar, ons is hier. En nou moet ons bid na hom toe. En hy moet van sy kant af na ons toe kom met genade en vir ons gee wat ons wil hê. So die rede hiervoor is dat ons slegs die vertaalde weergawe van hierdie gebed ken. Die gebed wat Jesus vir ons gegee het.
Dit is oor en oor vertaal, tot in ons Afrikaans ook. En dit is nie wat Jesus wil leer wat hier vertaal word nie. Dit is beslis nie dit nie. Dat wat ons hier het, is wat die vertalers gegee het. Dis 'n arm weergawe. Dis 'n mistaste weergawe van die gebed van Jesus. Die vertalers het gevoel ons wil dit so vertaal dat almal dit verstaan en dat dit maklik is om te verstaan. En dit is baie keer waar baie van die dieper dinge van die woord van God misgevat word deur die wat dit bestudeer en lees selfs. Dit is daarom wat baie mense arm bly. Die dieptes wat uit die woord van God uitgehaal is deur vertaling is moeilik om te kry. Dis hoekom 'n predikant daar moet wees om daai dinge te ondersoek en vir die gemeente te leer. En dan bly mense arm en hulle kry nie wat hulle moet kry uit die woord van God nie. Die feit is dat die tale waarin die Bybel vertaal is, nie die magheid van die woorde wat in die Bybel oorspronklike tale geskrywe is nie. Goed. Ek gaan eers 'n bietjie praat oor die struktuur van hierdie gebed, dan sal ons weer inkom. Daar is 8 stemme, soos ons hom hier het in ons Bybel. 8 stemme wat uit die gebed praat. En dit is almal gerig op die verheerliking van God. Die regte gebed ook. Alles is gerig op die verheerliking van God. Ons sal daarna toe terugkom. Maar die 8 stemme wat uit hierdie gebed uitkom en wat God wil hoor, is die stem van God se kinders. Want hulle sê onse Vader, of Vader. Die regte sal ons nou sê. Daar is die stem van 'n heilige, iemand wat verstaan, laat u naam geheilig word. Die stem van die onderwerp, u koninkryk, word hier gepraat. Die stem van 'n diensknegt, wat sê laat u wil geskied. En die stem van die behoeftiges wat sê gee ons vandag ons daaglikse brood. Dan is dit die stem van die sondaar wat sê vergewe tog ons skulde. Die stem van die biddende pelgrim wat sê lei ons, wat ek kant ook al. En in die finale stem van die betrokkenes in die koninkryk. Verlos ons van die bose. Dis die mense wat werklik in die koninkryk betrokke is, wat op hierdie saak fokus en begin veg teen die vyand. So, hierdie is 'n vertaling wat grootliks verskil van die regte een soos ek gesê het, maar hierdie stemme is in die regte boodskap in die Bybel ook. Nou Jesus kom en hy sê, so moet julle dan bid. So moet julle bid. Onse Vader wat in die hemel is. Nou goed, Jesus sê onse Vader, maar hy is nie daarbij betrokke nie. Hy is ook onse Vader, sal daarby kom. Maar Jesus het hierdie gebed in Aramees oorgedra, nie in Hebreeus of Grieks nie. Hy is in die oorspronklik in Aramees, nie in Afrikaans, Engels, Grieks of Hebreeus nie. Aramees is 'n soort van 'n amper soos die Hebreëse taal. Die boek Daniël is ook in daai taal geskrywe, in Aramees, of dele daarvan. Die werklike inhoud sal ons net in Aramees vind, want hierdie tale is beskrywende tale, soos Hebreeus en Grieks. Hebreeus het 3 dimensies van taal, van 'n woord. Nou ja, ek sal later oor Hebreeus miskien praat eendag. Hierdie taal het ook 3 dimensies. Dis 'n prentjie, dis die woord, en dan is daar nog verduideliking van die taal se letters waarin dit geskrywe is, die alfabete. So, net die regte betekenis van die gebed van Jesus, wat hy vir ons gegee het, sal ons in Aramees vind. Daarom moet ons soontoe gaan. So dit mag hopelik ons gebedslewe radikaal verander. Dit sal hopelik ons gebedslewe verander. Dan sal daar groot dinge kan gebeur in ons lewens. So kom ons begin dan by
waar die Bybel begin met hierdie gebed, Onse Vader, die woord in Aramees Avon. Aan wie dink ons as ons praat Onse Vader in Afrikaans? Ons dink aan God daarbo op die troon. Ons dink onmiddellik daarboontoe. En dan sny ons alles af wat hieronder bestaan. En ons rig ons oë op na die hemel en ons praat met hom daarbo, Onse Vader wat in die hemel is. Nou goed, die woord vir Vader in Aramees is lewegewer of Vader van lewe. Nie net 'n pa wat daar sit in die hemel, 'n regte Vader, die lewensgewer. Dis hoe ons God moet benader. Hy het nie 'n postuur van 'n pa of 'n vader wat daar sit en kyk na alles nie. Hy is in die lewe wat hy gee betrokke. Hy is die Vader van lewe. Daarom is hy nie net daar nie. Hy is hier want hier is lewe. Dit beteken God is die oorsprong van lewe van alles wat leef. Die lewegewer. Dis wat hier gesê word. Onse Vader. Hy is nie 'n koning wat daar ver sit soos Karel Barth sê, die gans ander en hier na ons toe kyk nie. Nee, Jesus self is ingesluit by die Vader. Jesaja 9 vers 5 sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is ons gegee en die heerskappy is op sy skouer en word genoem wonderbaar, sterke God, ewige Vader, vredevors. So hy is ook hierby ingesluit. Hy praat nie saam met ons, Onse Vader nie. Hy is self die Vader. So dit moet ons ook daarin inbring. Die werklikheid van Jesus as Vader. Hy is nie net ons verlosser nie. Maar soos ons dit ken en fokus op alles wat ons nou sê, Onse Vader, nou is alles skielik God se verantwoordelikheid, want ons kom hier en ons bid, en ons sê, Onse Vader, hier is ek. Wat gaan nou gebeur? So 'n siening van ons Vader maak ons passief en onbetrokke. Dink daaraan, daar sit 'n Vader op die troon, God, en hier is ons. En ons sien hom net as hierdie Vader, 'n pa-figuur. Maar hy is baie, baie, baie meer as dit. Hy is die lewegewer. Een uit wie die lewe van alles wat lewe en bestaan kom. Hy is nie net daar in die hemel nie, hy is die Vader van lewe. So hy moet hier by ons wees. Hy moet hier by ons wees. Goed, kom ons kyk na die volgende. Hy sê, laat u naam geheilig word. Wat gaan ons sê? Here, ek bid laat u naam geheilig word. Ek bid vir u naam, Here. Dit moet heilig wees, sodat mense u kan leer ken. Nee. Geheilig word in Aramees is Netsh Kadas. Ons word nie gevra om God se naam heilig te maak nie. Dis wat ons uit die gebed in Afrikaans kry, laat u naam geheilig word. Ons gee vir God 'n bevel, Here, u moet u naam heilig maak. Dis mos wat die woord laat sê. Laat die naam geheilig word, Vader. Ons is ernstig daarmee, maar dis nie wat dit beteken nie. Sy name is van ewig af hoog heilig. Hoekom moet ons sê, u moet u naam heilig maak? Dis 'n verkeerde verdraaiing. Sy name, ook die naam van Jesus, is van die ewigheid af hoog heilig. So as ons hier bid, Here, laat u naam geheilig word, het ons nie 'n bydrae daartoe dat God se name nou heilig moet wees nie. Dit het niks met dit te doen nie. Dit fokus onsself op 'n skoon kanaal te word waardeur heiligheid gemaklik kan vloei. Dit beteken, u naam moet in my geheilig word. Nie daar is God se naam, dit moet nou heilig word nie. Ek moet die naam van God in my siel, in my gees, in my hart heilig. Ons moet leef in die heiligheid, in 'n nederigheid,
sodat ons die naam van God funksioneel kan word. Dit betrek God se naam by my. Ons spreek nie met God se naam daarbo, Vader, u naam moet nou geheilig word. Hy is nog steeds in die hemel. Dit bring hom na ons toe, van die eerste woord af, Vader, bring God na ons toe, en in ons lewens is hy betrokke. Dit is 'n versoek om bevoorreg te wees in die heilige toewyding van God se name. As ons sê, laat die naam geheilig word, moet ons toewy in heiligheid aan die heilige name van God, almal van hulle. Dit bring God se naam in ons lewe in. Dit het niks daarmee te doen dat God se naam ontheilig is en nou moet hy geheilig word nie. God se naam kan nie ontheilig word nie. Dit bly heilig. So ons het niks daarmee te doen om te sê, Here, u naam moet nou heilig gemaak word. Ek bid daarvoor. Die naam van God moet in ons heilig gemaak word en betrokke wees in heiligheid. Daarom moet ons heilig wees, want God sê hy is heilig. Die volgende sinnetjie, laat u koninkryk kom. Die koninkryk in Aramees is Malkutak. U koninkryk. Wat beteken dit? Nou sê ons, Here, laat u koninkryk kom. Waarheen moet hy kom? Wat beteken dit? In Afrikaans kan niemand dit verduidelik nie. Wat moet ons daarvan dink as ons sê, laat die koninkryk kom? Dis 'n storie wat in die lug hang, want ons weet nie wat ons sê nie. Dis nie 'n hoop op die koninkryk wat eendag sal kom, of wat hiernatoe moet kom. Ons moet nou hiernatoe vorder met ons gebed nie. Ons kan nie God se koninkryk hiernatoe bring nie. Ons kan nie deur gebed God se koninkryk hier vestig nie. Dit beteken, u koninkryk bestaan, laat ons daarmee in lyn kom en in kontak kom. Dit moet in ons lewe kom. As ons dan daarvan praat in onze Vader, as ons sê, laat u koninkryk kom. Hier op hierdie aarde moet die koninkryk van God kom. Hy is lankal hier. Toe Jesus hier wat hy gesê, die koninkryk van God is binne in julle. Hulle het nie verstaan nie, want hulle het nie hierdie verstaan nie. En elke ware kind van God is die koninkryk binne in hom, in 'n sin. En dis waaroor dit gaan. Jesus het vir sy disippels gesê, die koninkryk van God is binne in julle. Julle kan nie bid laat die koninkryk hier op die aarde kom nie, hy sal nooit hier kom nie. Dis Jesus wat dit moet doen, nie ons nie. So, die koninkryk van God moet iets met my lewe te doen hê. Dit moet in my lewe 'n werklikheid word. Dit moet vir ons 'n werklikheid word. Ja, die koninkryk moet in jou persoonlik lewe. Die koninkryk van God is 'n dimensie, 'n ware diep dimensie, waarin ons betrokke moet wees. Daarom moet dit in ons lewens kom. Ons moet in daai dimensie van die koninkryk ingaan. Ons moet nie bid laat hy nou hier ontstaan nie. Dis wat mense aflei. Laat die koninkryk kom. Here, ons wag laat die koninkryk kom. Hy moet nou hier ontstaan. Dit beteken glad nie, dit nie. Die koninkryk van God is 'n sisteem vir persoonlike betrokkenheid wat Jesus op aarde kom vestig, nie ons nie. Dis 'n sisteem. En daai sisteem sê vir sy disippels is binne in julle. Wanneer jy Jesus aanneem in sy koninkryk in jou, en jy word 'n koning, soos Openbaring 1 vers 5 en 6 sê, God het ons gemaak konings en priesters vir hom. Dan sy koninkryk in jou, die oomblik wanneer jy weergebore word jy 'n koning en jy 'n koninkryk, maar dit moet aanknoop met die koninkryk van God in jou. En daaraan moet ons deel. Ons moet betrokke wees by die koninkryk van God. Nie ons wag dat hy moet kom nie. Jy moet in die koninkryk van God wees. Dis wat Jesus bedoel. Hy sê verder, laat u wil geskied in die hemel en op die aarde. Die Arameese woord vir wil of vir hemel is shmea. Shmea. Dis die hemel waarvan hier gepraat word. Dit verwys nie na 'n woonplek nie. In die Aramees is dit nie 'n woonplek waar God woon nie.
Laat die wil geskied in die hemel. In die Arameese taal is dit 'n baie diep woord wat sê, alles wat die hemel insluit, van waar gesag, reëls en beheer uitgaan, die heelal in, en ook in tyd en ewigheid. Dit is wat hemel beteken in die oorspronklike tale. Daar's 3 hemele, soos ons dit lees in die Bybel. Die atmosfeer, die lug daarbo, rondom die aarde waar die duiwels woon, en dan die hoogste hemel, daar waar God woon. Maar dit het Jesus nie hier in gedagte nie. In die hemel, die totale bestaan dimensie van God, en dit sluit die heelal in van hier af tot by die verste sterrenplaneet, wat miljoene ligjare hiervan is. Dit is daar van waaruit God se gesag straal, en waar sy reëls geld, waar hy beheer uitoefen oor elke ster, oor elke planeet, oor elke ding wat lewe. So, ons taak is om in lyn te kom met sy wil. Sy wil. Nie om ons fokus op die hemel te vestig daarbo nie, maar om in lyn te kom met hierdie God wat in alles is en oral is. Dis nie pantheïsme nie. Die pantheïste sê God is in 'n boom en hy's in 'n klip en hy's in die en hy's daar in die dak. Dit het niks daarmee te doen nie. Dit het te doen met die alomteenwoordigheid van God en sy algenoegsaamheid en sy voorsiening in alles. Laat u wil geskied in die hemel. Ons kan amper sê in die hemel lig. Maar hy sê ook op die aarde is ahab in Aramees. Ons bid nie hier dat God se wil hier moet begin werk nie. Ons moenie bid dat God se wil nou hier moet kom werk nie. Laat u wil nou in die hemel geskied, laat u wil nou op die aarde ook geskied. Ons moet nie vir God opdragte gee nie. Dit het dieper betekenis as dit. Ons kan hom nie motiveer met betrekking tot wat sy wil betref. Ons wil nou hê, hy moet in die hemel verheerlik word, hy moet op die aarde verheerlik word. God verheerlik homself van die ewigheid tot die ewigheid. Ons kan aan niks bydra daartoe, behalwe net nou sal ons daarby kom. Ja, ons kan nie God wil motiveer, Here, laat u wil geskied in die hemel, laat u wil geskied hier op die aarde nie. En dit is die uitgangspunt waaruit ons bid. Ons wil vir God sê, Here, ek is begaan oor u wil. Ek is begaan oor dit wat in die hemel gebeur. Ek is begaan oor dit wat op die aarde gebeur. Laat u wil geskied hier en daar. Dis nie hoe God wil werk met ons nie. Dit is die fisiese bewoonde wêreld waarin God deur sy wil en program heerskappy voer. Dit is sy wil wat hier moet geskied. En daarom moet ons daarin betrokke wees. Jy kan nie bid dat God se wil in die hemel moet geskied en op die aarde, jy is betrokke daarbey nie. Hierdie hele gebed maak ons betrokke by God en by alles wat hy is en doen en wil wees vir ons. Alles wat bestaan, lewendig of dood, is hierby ingesluit. Die makrokosmos daar buite, die mikrokosmos binne. Dit is, laat u wil geskied in die hemel en op die aarde. Ons moet betrokke raak daarby. Nou sê ons, Here, u wil moet geskied so. Dankie, Here. U wil gaan nou geskied, want ek het gebid daaroor. Daar in die hemel, dit gaan nou geskied daar. Hier op die aarde gaan u wil geskied, want ek het nou gebid, laat u wil geskied. Is dit nie die persepsie wat ons kry as ons bid? Hierdie sinnetjies nie. Dit gaan baie meer daarom dat ons die grootheid van God sal sien en daarbey betrokke wees en daarbey inskakel op die aarde en in die hemel. Ek weet nie of jy weet dat ons het toegang tot die hemel nie. Hebreërs 10 vers 19 sê dat ons in die heiligdom van God moet ingaan op die weg wat Jesus gebaan het deur sy voorhangsel, sy vlees, sy liggaam. Ons het die voorreg om in die heiligdom van God in te gaan, maar ons het nie geloof nie, ons sien hierdie dinge verkeerd en daarom bly ons nou maar hier. As ek bid, bid ek maar net hier. Maar die oomblik as jy werklik bid
skakel jy in die heiligdom, in die hemel, hier op die aarde, al is jy hier. Die oomblik as jy regtig bid, en hierdie dinge verstaan, dan word jy een met die hemel. Daarom sê God, kom met vrymoedigheid in die heiligdom in. Wanneer jy werklik bid, word daai kamertjie of daai kar waar jy in ry, 'n heiligdom. Want dan is jy in kontak met die hemel. En daarin moet God se wil geskied. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou sien ons 'n brood hier in ons kop. Ek bid nou vir 'n brood. Die Here verskoon my. Die Here gaan vir ons brood gee. Ons het gebid daarvoor. En daar is baie gebede wat verhoor word as ons God vra vir kos. Dis nie dat dit verkeerd is nie, maar dis nie wat hier bedoel word nie. Jy kan gaan bid vir voedsel, jy sal kry as jy wil hê. Jesus het gesê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Dit betrek ons by hierdie uitspraak van Jesus, dat ons lewe uit iets anders moet kry. Nie 'n stukkie brood nie. Ek is self skuldig daaraan, ek het baie keer as ek bid, en hierdie gebed bid, maar dan sien ek 'n brood in my kop. Die Here gaan vir ons 'n brood gee. Ek weet nie of bruin of wit gaan wees nie, maar hy's daar. So, dis nie wat Jesus bedoel nie. Die Here sê, hy sal vir die mossies kos gee. Hy sal vir die wurms sorg. En dan sê hy, hoekom bekommer julle oor brood en goed? So, daar's iets anders. Die woord brood is lama. Dit beteken dit wat van God uitgaan om ons te onderhou. Dit wat ons versadig met lewenskrag. Dit stimuleer ons. Die brood van God is nie stukkies brood wat jy met 'n mes sny en botter op smeer nie. Dis die lewenskrag wat van God uitgaan. Die onderhoudingskrag. Die ondersteuning. En daar's 'n paar dinge wat van God uitgaan wat ons brood nodig het, soos brood. Gee ons vandag ons daaglikse brood, waaruit? Uit die woord van God. Dis die brood van die lewe. Uit liefde. Liefde voed jou siel en jou gees en jou hart. Uit genade. Dis die lewensbrood, genade. Uit wysheid. En dit is uit God se gees. Hy wat die ewige lewe adem. Sonder hierdie kan ons nie lewe nie. Sonder hierdie kan jy dalk 'n stuk brood kry en aan die lewe bly, maar jou liggaam gaan alleen lewe, jy sal dood wees binnekant. Ons het brood nodig binne in ons lewens, binne in ons bestaan, ons liggame. En dis die gees van God wat daai brood in ons gee, deur die woord, deur liefde, deur genade, deur wysheid. En dis wat die Aramees beteken, lama. Brood. So moenie 'n brood in jou kop sien as jy bid nie. Sien God se voorsiening om jou en my as mens te onderhou, in stand te hou en vir ons krag te gee om te lewe dag vir dag en nag vir nag. Ja, God voorsien in alles, nie net in 'n broodjie elke dag nie. Hoe arm is ons as ons hierdie ander dimensie mis, waar God alles voorsien uit homself. Want Jesus sê, Vader, gee dit vir ons. Uit homself kom alles wat ons onderhou, en wat ons laat lewe, en wat ons laat groei, geestelik, en psigies, en selfs fisies. Dan sê Jesus, vergeef ons ons skulde. Nou, vergewe is shmuk in Aramees. En dit gaan meer om 'n gesindheid wat in ons in moet kom om te kan vergewe. Vergifnis is die goue sleutel van die deur na die heiligdom van God. Daarom toe Jesus hierdie gebed klaar gebid het, toe kom hy terug en sê, want as hulle die mense hulle
oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. As julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. So, hierdie woord beteken, dis 'n sleutel. Dit beteken nie om iemand vir oortreding te vergewe nie. Dit is normaal. As twee honde beklei, net ons hulle weer vriende, hulle het mekaar vergewe vir hy merk dat hulle mekaar gebyt het. Mense maak ook so. Vergifnis in Aramees boek beteken om 'n knoop los te maak wat jou vasbind aan iets. Jy moet 'n knoop losmaak. Dit is die inhoud van die term vergifnis. Dit beteken om jouself los te maak van 'n binding wat jou vashou aan 'n ander persoon of aan 'n gesindheid. Dit is ware vergifnis. Jy moet losmaak en jy losgemaak word. Onvergewensgesindheid is 'n knoop wat jou vasbind. En jy kan maar baie keer vir mense, ek vergewe jou, maar jy sit nog vas met die knoop. Daai knoop moet losgemaak word voordat jy kan werklik vergewe en loskom van dit wat jou vasgehou het aan 'n ander persoon of aan 'n situasie. So eers as jy self losgekom het, kan jy ander werklik vergewe. Wat Jesus bedoel is, vergewe, ek gaan myself losmaak van dit wat my vasbind. Ek gaan die knoop losmaak wat my vasbind, sodat ek nie die hemel kan ingaan nie. Want Jesus sê, as jy nie kan vergewe nie, is die hemel toe vir jou. Vader kan jy ook nie vergewe nie. Vergeet dit. So, iemand het gesê, nothing is more God-like than a spirit of forgiveness. Nothing is more Christ-like than a prayer for your enemies. Daai losmaak van hierdie dimensie waarin ek vasgehou word aan dit het my oorgekom of dat doen hulle aan my en dit gaan kom en dit gaan nie kom nie en dit gaan wees omdat ek myself daaraan verbind. Maak jouself los. Maak jouself los. So sê hy verder, lei ons in die versoeking, dis Afrikaans. Nou hier is 'n Arameese uitdrukking, wela talan inyasa na, en wat beteken 'n toetssituasie. 'n Toetssituasie. So, ons sê, Here, lei ons in die versoeking nie. Asof God nou daar sit en sê, ek gaan jou in die versoeking lei, jy nie. Jy gaan in die versoeking gelei word, jy nie. Lei ons nie in die versoeking nie, Here. Moenie dit aan my doen nie. Soms beskuldig God. Hy lei mense in versoeking. Kan jy sien indirek wat gebeur hier? Lei ons nie in die versoeking nie. Anders sê, laat ons nie in versoeking kom nie, in die nuwe vertalings. Maar dit het niks met versoeking te doen nie. Hoe sal God iemand in versoeking inlei? Ek wil dit nog sien. Jesus het letterlik gesê, moet ons nie deur die vyand in 'n ewige toets laat kom nie. In 'n toets wat ek nie kan slaag nie. Keer my, Here, dat ek nie in so 'n situasie beland, waar ek nie die toets kan slaag nie. Dis wat daar staan in die Aramees. So God moet ons toets, want dit maak ons sterk. Maar ons moet bid, Here, ek kan nie daai ding hanteer nie. Laat ek nie daarin kom nie, asseblief. En so kan 'n mens baie sulke gebede bid, voordat daar iets met jou gebeur. God moet ons toets. Hy versoek ons nie. Jakobus sê, elke mens word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid verlok en weggesleep word, nie God nie. Hy sê daar, God kan niemand versoek nie, sê Jakobus 1. So, die bose stel toetse as strikke, ernstige situasies waar die fondamente van jou geloof heftig getoets en aangeval word. Dan moet ons sê, Here, nie te veel nie. Spaar my van dinge wat ek nie kan hanteer nie. Soos Josef in Potifar se paleis, alleen met die grootman se vrou en sy
val hom aan. Sy het hom nie versoek nie, sy het hom getoets. Kan ek hierdie ouetjie, kan hy val vir my? Sy het hom getoets, en so is Josef getoets, maar hy het vrygekom. Hierdie woord wil dat God die toets sal doen, want hy is regverdig, soos Job, soos Abraham. So, wat dit bedoel is, toets U ons liewers, Here, moenie laat die bose ons toets nie, wat het hy met my te doen? Daarom moet ons die wapenrusting van God aantrek, laat hy buite bly van my lewe af. As jy getoets moet word, moet God jou toets. Satan het Potifar se vrou gestuur om Josef te toets. En gelukkig toets Josef beter as hy en as haar. Psalm 11 vers 5 sê, die Here toets die regverdiges. Maar ons wil nie in daai toetse kom wat nie van God afkom nie. Dit is wat dit bedoel. Laat ons nie in toetse kom wat nie van God afkom nie. Laat ons nie beproef word deur ander as deur God nie. Job 23 sê, hy weet hoe my wandel is. As hy my toets, sal ek soos goud te voorskyn kom. As die duiwel my toets, gaan ek 10-1 dit nie slaag nie. Ek gaan dit dalk nie maak nie. Want ons vlees stry teen God se gees, teen ons eie gees. So dit gaan nie daarom, Here, moet my tog net nie versoek nie. Moenie my lei in versoeking in nie. Dis nie reg nie. Dit kon nooit reg wees nie. Dis nooit wat Jesus bedoel het nie. Hy sê verder, verlos ons van die bose. Die woord bose, bose een in Aramees is min bisha. Klink amper so bison. Jesus het nie in Aramees gesê, verlos ons van die bose nie, maar van die bose een. Verlos ons van die bose een. Min bisha. Dit is die duiwel, nie die bose nie. Nie die bose nie. Jy moet self veg teen die bose. Jy moet self die wapenrusting aantrek en veg teen die bose. Jy moet self weerstand bied. Dikwels sê die Bybel vir ons, onderwerp jou dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Petrus sê, hom moet julle teestaan, met alles wat in julle is. Maar God verlos ons van die bose, van die duiwel self. Ons het met 'n magtige vyand te doen waarvan net God ons kan verlos. Ons kan weerstaan, ons kan staande bly, maar die oomblik as hy met al sy mag kom, kan net God ons verlos. Ek en jy kan nie die duiwel oorwin nie. Ons kan nie. Ons kan hom weerstaan, ons kan hom mislei of bedrieg soos hy ons bedrieg, maar ons kan nie die duiwel oorwin nie. Ek het baie met hierdie dinge te doen. Bose geeste en demone is niks, maar as die duiwel kom, dan het jy moeilikheid. Kyk wat hy in Judas ingevaar. Die Here sê die duiwel het in Judas ingevaar. Die duiwel gaan in die antichrist invaar en kyk wat gaan gebeur met daai persoon. So, ons moet vanuit ons nood of 'n krisis ons versoek rig. Here, verlos my van die duiwel. Ek kan nie elke dag hier sê, verlos my van die bose, verlos my van die bose. Môre bid ek weer, verlos my van die bose. Dit gaan nie werk nie. God het vir jou die wapenrusting gegee om die bose te oorwin, maar nie die duiwel nie. So, dis nie as 'n reël om net terloops te sê, ag, verlos ons van die bose nie. Kan jy sien hoe arm is hierdie hele stelsel in ons Afrikaans en Engels en Griekse taal selfs? So dit plaas ons onder die gesag van Jesus vir ons verlossing. Onse Vader, Jesus is ingesluit daar. Hy het die duiwel oorwin. Ons kan hom nie oorwin nie. En daarom moet ons na hom toe gaan as die duiwel ons aanval en sê, Here, help my, Vader, help my. Jakobus sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Maar hy kom weer.
En hy kom met sterker mag na ons toe. So, hierdie gebed is nie 'n onderhandeling tussen ons en God vir sy gunste en dinge nie. Dis nie 'n gebed wat ons moet bid en sê, Here, ek kry swaar, help my asseblief, ek dit, ek dat, ek het nie brood nie, gee my brood. Dit is nie gegee om ons te dien en ons belange te bevorder nie. Ek en jy is in elk geval nie hier op aarde om ons eie belange te dien en te bevorder nie. Waarvoor ons hier? Dit is gegee om God deur ware gebed te verheerlik, waar hy is, daar buitekant of hier binnekant. Dis waarvoor hierdie gebed gegee is, om God te verheerlik. Dis ons roeping. Ons is geroep, ons is geskape om God te verheerlik. En as ons dit reg insien, gaan alles omswaai. Ons gebed gaan nie om onsself gaan nie, dit gaan om sy verheerliking gaan. 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en julle gees wat aan God behoort. So ons moet loskom van onsself af. En ons moet fokus op God. En die dimensies waarin hy werk en die maniere waarop hy werk met ons. Nie soos ons wil hê, Here, doen dit, moet my nie laat versoek nie, Here, gee my 'n broodjie en so nie. Daar is 'n ander gebed wat ons moet bid as ons brood nodig het. En so aan. So die voorbeeld om God te verheerlik. Lazarus siekte en sy dood. In Johannes 11 vers 4 staan daar, toe Jesus dit hoor, dat Lazarus nou siek is, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Wat doen ons as ons siek is? Genees my asseblief, Here. Genees my asseblief, Here. Genees my asseblief. Maar het ons nie soveel kontak en kommunikasie met God dat ons kan uitvind dalk is hierdie siekte tot sy verheerliking dalk nie. Hy wil iets in my bereik. Job 33 vers 14 sê, God spreek op een, ja op twee maniere, maar die mens let daar nie op nie. In 'n droom en 'n naggesig, tydens die sluimering op die bed, dan druk hy seël van die waarskuwing op ons. En dan sê hy verder, en dan bring hy ons op 'n siekbed, en ons word getuigtig, sodat die bene uit ons liggaam uitsteek. Dit doen God 1 of 2 keer of 3 keer met die mens, om sy siel terug te hou van die kuil, die hel. Siekte is nie altyd tot ons vernietiging nie. Meestal as ons reg verstaan, is dit tot die verheerliking van God soos hier. Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. So mag die Here gee, dat ons anders sal begin bid, nie om God aan te stel om my te dien nie, maar om my aan te stel om God te dien, net heeltemal om te swaai. Vader, wat 'n wonderlike voorreg vanmôre, om hier in U teenwoordigheid te wees, diep binne in die hart van God. Dankie vir dit wat U ons leer, my koning. Dankie vir dit wat ons vanmôre hier kon hoor en lees, in die taal waarin U dit gelaat het vir ons. Ons wil nie alles net verwerp en verander nie, maar hierdie is noodsaaklik dat ons moet leer, wat is die werklike inhoud van die gebed wat U aan ons oorgelaat het, sodat ons gebedslewe kan verdiep, radikaal kan verander, en dan sal ons geweldige verandering in onsself ervaar, in ons hart in die eerste plek, in ons gees, in ons verstand, in ons siele, en in ons lewe buitekant toe, in ons verhoudings, wanneer ons werklik kan verstaan wat vergifnis beteken en so meer. Help ons asseblief om dit toe te pas in ons lewe, tot die verheerliking van God. Amen.